Pastor. What a beautiful name it is. Kan jy dit volk sê? What a beautiful name it is. What a beautiful name. The name of Jesus. The name of Christ. The name of Jesus. What a beautiful name. Kan jy dit doen vanmôre, Jesus? Nothing compares to this. Nothing compares to this. Sê dit vir ons vanmôre. Jesus adresseer sy woord. Wat binne hom is die krag van lewe. En terwyl hy bedien, toe kon daar die donker gees, dan die mag van duisternis, hom nie langer verborge hou nie. Want in die teenwoordigheid van die lig, sal alles wat in die donkerte is, sal uitkom, kind van die Here. En in sy lig, in daardie oomblikke, toe manifesteer daardie demoon en hy roep uit, wat het ons met u te doen, seun van 'n lewende God. En die Here Jesus redeneer nie met hom nie, hy vra hom nie, hy praat nie met hom nie, maar hy sê vir hom, ga uit hierdie man uit, want jy het geen plek in sy lewe nie. En ek en jy het vandag sy naam, ons besef het nie. In sy naam sal siekes gesond word. In sy naam sal duiwels uitgedryf word. In sy naam sal genesings plaasvind. In sy naam red God mense wat gered moet word. Kan ons dit vir hom sing vanmôre? What a beautiful name, and then what a powerful name. Terwyl jy dit vanmôre proklameer in Jesus naam, kom ons sê dit weer vir hom.
Vader, die gebed van my hart is, dat U vanmôre sal stilstaan by elke mens hier teenwoordig. Ek vra vanmôre, Here, dat U by die harte deursoek, by die gedagtes ken, dat U elke mens wat 'n honger en 'n dors in hulle gees het, vanmôre sal aanraak. Want Here, U is hier om mense se lewens te verander. Ek wil bid, Here, dat U ons sal vashou in die holte van U hand. Dat U 'n nuwe begeerte in ons binneste sal sit om na God te soek met alles in ons wese. Dankie, Jesus, dat ek U kan ken, dat ons U kan ken. Ons verwelkom U in ons midde, Here. Sal U dan vir my berg onder die bloed en spreek. Dit wat U vanmôre, Here, tot ons harte wil spreek. In Jesus se magtige naam. Amen. U kan die sitplek neem, baie, baie dankie. Sê aan die loof en aanbiddingspan ook baie, baie dankie. Wie van die begin koud kry? Ek mis net die grijstes wat begin koud kry. Ja, die temperatuur begin nou so 'n bietjie verander en ons voel dit en ons sien dit. Ag, en dis nie so lekker nie. Dit is baie lekkerder om in die somer te leef as in die winter. Maar ons dank die Here ook vir die winter, want na elke lekker winter is daar 'n lekker somer. Okay, hulle sê mos na elke opdraand is daar 'n afdraand. So moenie vandag net vaskyk teen jou opdraand nie. Daar kom weer 'n afdraand. Moenie vandag vaskyk teen jou testings nie. Daar gaan weer 'n blessing kom. Jy moet net lank genoeg aanhou en lank genoeg uithou. Baie dankie. Nou kan ek ook waarom sien voor. Ek prys die Here. Loof sy wonderlike naam. Is jy lief vir Jesus? Amen. Ja, in die winter is dit maar so dat, as allerhande ou verkouetjies en goed wat inkruip, maar ek is so bly julle is vanmôre almal lief. Elke besoeker vanmôre mag die Here julle ryk seën. En mag die Here net stil staan by elkeen van ons se harte. En mag die Here ook so vir ons vanmôre net verkoop met sy wonderlike Heilige Gees. U kan die Bybel vir my oopmaak in die boek van Hebreërs. U sal sien ons het vanmôre so 'n bietjie korter gesing. Ons Afrikaanse diens is mos nou ingeperk. Hulle het vir my gesê jy preek heeltemal te lank, so ons gaan jou baie minder tyd gee. Dis nou 'n goeie tyd om te sê jippie. Okay. So Dirk, jy moet nie te veel sê nie. So ons met die Engelse diens wat inkom, is ons tyd so bietjie beperk en dan raak dit moeilik om alles te doen binne in 'n diens wat 'n ou wil doen en ons het nog vandag 'n doopdiens waarvoor ek die Here dank. Ek het die afgelope 2 weke het ek daar bietjie by die senior burgers gaan koffie en tee drink en voordat ons by die koffie en tee uitgekom het. Dit lyk my hulle eet elke Woensdag baie lekker as ek so kyk hoor. So want ek sien altyd as daar kom, dan is daar allerhande lekker goedjies. So lyk my die ouer mense hou daarvan om te kuier met koekies en tee. Maar ons het so 'n bietjie stil gestaan rondom net die lesings op die nuwe lidmate, want daar was so 1 of 2 of 3 van hulle wat nou nog nie aangesluit het nie. En dit was net so 'n wonderlike geleentheid om daai inligting te vat en dis ou inligting, is inligting wat hulle ken, maar net te sien die Here daarmee werk. En uit dit uit het ons vandag weer 2 doopelinge. Prys die Here. Is God nie groot nie? Ja, ook nie. So ons gaan vandag vir Elise Strubel doop en ons gaan vir Pastor Antoni doop. Antoni na die tyd toe kom hy na my toe en hy sê vir my, hoor jy moet my doop. Ek sê maar pastoor, jy moet lankal al gedoop. Hy sê I can't trust that baptism. Dit was my 'n kwaai woord daai. I can't trust that baptism. Ek sê okay, maar hierdie een kan jy trust. Dit is in Jesus name. En in sy naam word ons vergewe van ons sonde en vrygespreek. En ek dank die Here daarvoor. Kom ons blaai na die boek van Hebreërs, die 4de hoofstuk toe. Hebreërs 4, en ons gaan saam lees hier in die woord van die Here. Ek het nie 'n bril vermoë gebring nie. My bril op die tafel. Iemand net dalk my bril agter op die tafel, baie dankie vir so Dirk. Dit is nou 'n ramp. Hebreërs 4.
gaan saam lees in vers 3a. Gelukkig is dit so kort versie wat ek vir julle gaan lees, dat ek hom sonder 'n bril kan lees. Terwyl pastoor Dirk my bril op die tafel gaan haal, ek het hom nou uitgehaal. Ek het gou iets gekyk daar agter in die kantoor. So hy gaan hom nou bring. Kom ons daar in Hebreërs 4de hoofstuk, vers 3. Julle kan nie sien. Kyk op die bord, daar sê baie dankies in die julle, hy is baie groot, en ag pastoor, baie. Het is so lekker om so 'n geliefde pastoor te hê. Jo, nou kan ek mooi sien. Want ons wat geglo het, sê geglo het. Want ons wat geglo het, gaan die rus in. Want ons wat geglo het, gaan die rus in. Nou wie van u voel so bietjie dat u rus nodig het in hierdie tyd van jou lewe? Toe Loanta hy instap, toe kry ek haar daar agter, toe sê ek is moeg. Jy het dit nie verniet geprofeteer. Ek kyk so baie keer na my seun, dan sien ek, jy weet, hulle het 'n redelike, jy rol iemand se water hier af hoor, so julle kan dit maak om haal as julle wil. So baie keer dan kyk ons na hom, dan sien ons, jy weet, met al die dinge wat in die kerk gebeur, en die feit dat 'n mens nogal rondhardloop met baie goed, en in die week ook 'n klomp dinge het, en weeksaande dinge aan die gang het, dan kom hy iewers op 'n plek, en dan voel jy, hoor jy, ek voel so 'n bietjie fisies moeg. En daarom dank ek die Here altyd vir 'n Desember maand waar goed so 'n bietjie afskaal en ons Kersfees het en 'n Nuwejaarsdag waar ons net so 'n bietjie tyd kan spandeer met onsself en met ons families en net bietjie kan afskakel van 'n klomp dinge rondom ons. Maar ek wil vandag met jou praat rondom die tema uitkoms vir 'n siel wat moeg is. Daar is vanmôre 'n uitkoms vir 'n siel wat moeg is. Daar's 'n verskil tussen fisiese moegheid en sielsmoegheid, emosionele moegheid. En ons moet dit vandag verstaan, want die een is baie dieper as die ander een. Wanneer dit kom by gewone fisiese moegheid, kan ek op 'n bed gaan klim en ek kan 'n paar ure slaap, en as ek opstaan, dan voel ek verkoop en ek voel reg. Maar wanneer iemand emosioneel of sielsmoeg geword het in hulle lewe, dan kan hulle gaan slaap so lank soos wat hulle wil, en hulle kan opstaan, en as hulle opstaan, is hulle steeds moeg emosioneel. So ek wil vandag hierdie boodskap titel, en ek wil hierdie uitnodiging maak om van die begin af vir jou te sê, daar's 'n uitkoms vir die siel wat moeg is. Nou verlede Sondagoggend het ek vir die soveelste keer in my lewe en ook in my bediening net gesien hoe God se liefde bemoeienis maak met 'n desperate en 'n hongersiel wat na hom soek. Ek wil hê jy moet vanmôre een ding verstaan, al is daar 5000 mense in 'n saal, al is daar hoeveel mense wat daar sit, in 'n kerk, in 'n lokaal, God kan vanmôre vir jou uithaal, binne die konteks van die banke of die omgewing waarin jy is, want hy sien jou raak. So jy moet vanmôre verstaan dat God se oë, die Bybel sê, deursoek die hele aarde. Hy sê om te sien wie se hart op hom gerig is. So God se oë is elke oomblik van die dag besig om te kyk na wie daar in hierdie wêreld is wat op hom afslaan. En toe die duiwel voor die Here staan saam met die ander seuns van God, soos die boek van Job dit beskryf, die ander engele, toe kom die duiwel voor die Here en God sê vir die duiwel, waar kom jy vandaan?
En die antwoord en ek sê, hy kom van 'n swerftog oor die aarde, jy moet onthou hy's 'n gees. Ek kom van 'n swerftog oor die aarde, so ek beweeg oor die aarde heen en ek kyk wie ek kan sien, want ek loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie ek kan verslind. En dan vra die Here vir die duiwel en hy sê, het jy ag gegee op my knegt Job? So met ander woorde, tussen al hierdie mense op die aarde, nou kom die Here en hy verklaar wie Job is. Hy sê, want daar is niemand op die aarde soos Job nie. Kom aan man, sal ons dit nie graag van die Here uit sy mond wil hoor oor ons nie. Hier sit 'n man iewerster, en die Here sy naam, en die Here weet wie hy is, en die Here weet hoe hy lewe. En hy sê vir die duiwel, het jy ag gegee op my knegt Job? En dan antwoord die duiwel om hy sê, ja Here, maar is dit nie so dat u hom insluit van voor en agter en u hand op hom lê, sodat ek geen ingang in sy lewe kan kry nie? Maar vat dit die hand van genade van hom af weg, en dan sê ek, hy sal u vloek, hy sal u verloon. Dan sê die Here, doen dit, jy mag aan homself niks doen nie. En ek ken die verhaal, ek wil nie al preek nie. Maar wat ek wil hê moet verstaan vanmôre is, God ken jou waar jy is. En verlede week het ek gesien hoe God in 'n mens se hart weer werk, deur die krag van sy wonderlike woord. Hoe hy iemand in besonder stuur met 'n spesifieke doel, om met daardie persoon te ontmoet. Hy sien jou raak in jou desperaatheid en hy lei jou hierheen. Want hoor wat sê die woord van die Here, ek ken jou by jou naam, jy is myne. Jy weet dit dalk nie vanmôre nie, maar ons behoort aan God. Maar ek kan kies of ek hom nie my Vader wil maak nie. So die woord van die Here is vir my en jou vanmôre duidelik, kind van die Here. Hy ken jou by jou naam. Al het jy nou vanmôre 'n ou boerenaam wat nou nie so lekker is nie, soos amper sê ek nou Anna, maar nou sit jy Anna, of jy weet mos hulle moan oor allerhande name. My broer het altyd gemoan, sy naam was Gert Jacobus. En sê, ag, hoekom my pa my Gert genoem het? En sê, wat moet jy nie, noem my maar Gerrie, dit klink bietjie beter as Gert. Ok, hier sit dalk 'n Gert vanmôre, dit het hom gepla. Nou, my naam is Henry, nou, ja, dis 'n Engelse naam. Plas gee hulle my maar 'n Afrikaanse naam. Ok? So, luister mooi, kind van die Here, hy ken jou by jou naam, al is dit hoe moeilike naam. Hy weet dit. Hy weet wie jy is. Hy ken jou identiteit. En hy weet hoe jy leef. Hy weet of jy soekend is na hom, en hy weet of jy hom vergeet. Ek ken jou by jou naam, jy is myne. Hoekom sê God dit? Hy sê, want ek wil jou uitlei. Ek wil jou uitlei op die pad, wat ek wil hê jy moet stap. Want jou voete is in my hande. Die regverdige beplan sy weë, maar God rig sy voetstappe. So jy moet vanmôre verstaan dat as jy God liefhet en God dien, gaan jy baie dinge in jou lewe beplan, maar God gaan jou voetstappe rig op die pad wat hy wil hê jy moet loop. Dan kom hy en sê hy, kom na my toe, want die deur is oop. Ek het die deur oop gemaak vir elke mens in Christus, om na my toe te kom, om direk met my te kom praat, om deur te breek na my toe. In die middeleeue was daar nie 'n algemene Bybel beskikbaar vir die normale mens nie. Daar was 'n oortuiging in die Rooms-Katolieke Kerk dat net die priesters kon die woord lees en net die woord bedien. So was die mense beroof van die woord van God, omdat daar 'n selektiewe klompie mense was wat gedink het net hulle kan die Bybel lees, totdat Martin Luther na vore getree het en daar die hele mag gebreek het in die naam van die Here Jesus deur geloof. So God kom vanmôre en hy sê vir ons, ek ken jou by jou naam. Nou luister mooi, kind van die Here, somtyds
gebeur dit dat ons siel moeg geword het. Die lewe is vinnig en ongenaakbaar. Het jy agtergekom dat die lewe geen nie om vir jou nie? Het jy agtergekom dat die lewe geen nie om of hy oor jou loop nie? Hierdie wêreld worry nie oor ander mense nie. So die lewe is ongenaakbaar en die duiwel, sê die woord van die Here, loop rond soos 'n brullende leeu. Hoekom? Want hy soek wie hy kan verslind. Ons gedagtes word vervul met soveel bekommernis en onbeantwoorde vrae, en ek kan nie vir jou sê hoeveel mense kom by my uit en dan sê hulle, ek verstaan nie, hoekom gebeur dit, of hoekom het goed so gebeur nie. Daar is sekere dinge wat jy nooit gaan verstaan nie, want God is in beheer. En hy sê, my weë is hoër as jou weë, en my gedagtes is hoër as jou gedagtes. So God kan enige metodiek gebruik, enige metode, hy kan enige situasie gebruik om sy doel te bereik, en partykeer is daardie situasies vir ons pyn, want hy het 'n purpose, hy het 'n doel. Ons gedagtes word gevul met soveel bekommernis en onbeantwoorde vrae. Hoekoms? Waaroms? Hoekom ek, Here? Waarom dit? Wat gebeur dan? Dan begin ons harte swaarmoedig raak en wanhoop begin die oorhand kry en in ons gedagtes groei. En wanhoop is gevaarlik. Want wanneer jy nie hoop het nie, is daar nie 'n toekoms nie. Want hoop is altyd toekomstig. En ek wil hê jy moet baie mooi verstaan dat enige belofte is altyd toekomstig. So wanneer jy nie hoop het nie, kan jy nie glo nie, want geloof is die vaste vertroue op die dinge wat jy hoop. Maar hy gaan verder en sê, dit is 'n bewys, asof jy dit klaar ontvang het. Met ander woorde, jy moet glo omdat jy hoop, en omdat jy hoop het jy geloof. So wanneer jy hopeloos in jou lewe begin raak en nie die uitkoms kan sien nie, dis wanneer mense toetree om te dink hulle kan hulle lewe neem. Dis wanneer mense dink hulle kan selfmoord pleeg of hulle moet selfmoord pleeg. Ek wil hê jy moet hierdie konsep verstaan vanmôre. Die duiwel vat Jesus in 'n 40 dae vas en hy wys hom al hierdie heerlikheid van die wêreld en hy sê, hierdie koninkryk met sy mag en krag gee ek aan nie as hy neerval om te aanbid. Hy wys hom die klip en hy sê, maak dit brode, en elke keer antwoord Jesus hom by die woord uit, maar dan vat hy hom na die tempel toe, kind van die Here, en hy laat hom op die punt van die dak van die tempel staan, en hy sê, spring hier af, want daar staan geskrywe, hy sal sy engele aangaande u bevel gee. Hy sê vir ons, spring af, want daar is geskrywe, jou engele gaan jou bewaar. Jesus spring nie af nie, hoekom nie? Wat sou gebeur het as hy afgespring het? Hy sou hom doodgeval het. Dis buite sy purpose. Want dan het hy geluister na die stem van die duiwel. So hoor mooi, kind van die Here, selfmoord is nie 'n uitkoms nie. Dis die stem van die duisternis wat met jou praat, en ek en jy moet agslaan daarop. Miskien is daar vanmôre iemand dat met sulke gedagtes rondloop. Dit is nie uitkoms nie. God wil jou vanmôre help, kind van die Here, hy wil by jou staan. Jou hart is dalk swaarmoedig, jou gees is dalk vanmôre swaar, jy voel, ek voel wanhoopig in hierdie lewe. Hoor as sê Dawid, hy het ook so gevoel, en die Bybel sê, dit is die man na God se hart. Hoor wat sê in Psalm 55 vers 7 of 6, dit is een van die twee, dan wat se vertaling jy gebruik in die Afrikaans. Hy sê, toe het ek gesê. Dawid kom op 'n plek wat hy hierdie woorde uiter. Toe het ek gesê, ag. Nou julle as jy die woordjie ag hoor, wat sien jy? Kom aan, ag. Ag, weet jy, my vrou maak nou weer my dae moeilik. Ag, hierdie man van my. Ag, hierdie kind van my wat so rebels is. Ag, weet jy, ek moet weer vanmôre gaan werk. Ag, weet jy, daai klomp vrouens daar by die werk kan my so irriteer. Ag,
terug en die baas vir my, sy is so bossie. Die woord ag, wat sê dit vir jou? As ek staatsraad toe gaan, dan ag ek 10 keer. Kom aan, ek ag so ver as ek kry. Ag, hoekom moet ek gaan? Ag, wat gaan ek doen? Ag, jy voel depressief. Jy voel te neergedruk. Kom ons gebruik eerder daai woord. Hier kom Dawid en kyk hoe voel hy, sê ag. Hier sit 'n neergedruktheid, hier is 'n stuk wanhoop in sy lewe, maar hoor wat sê hy? Hy sê het ek maar, hy gebruik die ou Afrikaanse woord, hy sê had ek maar. Die regte woord in van ons taal is het hy maar. Hy sê het ek maar vlerke gehad soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wat? Ek hoor nie. Wat probeer Dawid sê? Ja, ek wens, ek kon wegvlieg, soos 'n duif van al my probleme af, en ek wil somme wegbly, man. Kan jy sien, dis presies hoe ons in die wêreld voel, en hier's die koning van Israel, hier's die man na God se hart, en hy's in 'n posisie in sy lewe, wat hy sê, weet jy, ek wens ek kan wegvlug van alles om my, en ek wil somme wegbly. Maar ek wil jy moet vanmôre verstaan, ontvlugting lyk na 'n uitkoms. Maar ons weet, ons gedagtes en jou pyn gaan saam met jou, waar jy ook al gaan. Dit maak nie saak waarheen jy gaan nie, jy kan oor see gaan, jy kan trek, jy kan wat ook al doen, gedagtes bly by jou, hierdie pyn is in jou hart. So wat moet jy hanteer? Jy moenie jou adres hanteer nie, jy moet jou hart hanteer. Want bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit, wie kan dit ken? Bewaar jou hart, meer as alles wat bewaak moet word, want daarin lê die issues van die lewe, die oorspronge van die lewe. So ons harte is die probleem. So ons moet ons harte uitsorteer, en Dawid sê, my hart is swaar, wens ek kan wegvlieg soos 'n duif, maar ek wil sommer wegbly, want 'n duif kom altyd terug. Dis die effek wat die sondige wêreld op ons het. Ons is soos die mense in Matteus 9 vers 36. En toe Jesus die skare sien, nou wat se ding is 'n klomp, wat se ding is 'n skare? Dis duisende mense. En toe Jesus die skare sien, het hy innig jammer vir hulle gevoel, omdat hulle moeg en uitgeput was. Sê 'n bietjie moeg en uitgeput. So wat sien Jesus? Hoe lyk die mense? Hoe lyk die skare wat voor hom staan? Moeg en uitgeput. Dis die effek van die wêreldkind van die Here. Dit is die aksie wat op jou, dit is die gevolge van alles wat om ons gebeur, al die aksies wat in ons lewens gebeur, dit maak ons moeg en dit maak ons mat. En Jesus klim uit daardie skei uit en hy sien hierdie duisende mense hier staan en op soek na hom, hoekom? En hy voel innig jammer vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Ek het eendag in die Kalahari gaan jag saam met 'n klomp vriende van ons. En terwyl ons so ry op die grondpad toe, stop die boer skielik in die middel van die pad. En hy sê, het julle die skaap gehoor blær? Ons staan agter op die voertuig en ons praat en kekkel en gaan te kere, want ons gaan nou gemsbokke jag en springbokke skiet en daar's entoesiasme. Maar hier ry 'n man en hy stop skielik, hy sê, het julle die geblær gehoor, waar is die skaap? Ons sê vir hom, Henry, sê van ons toetsin, ons weet nie waarvan jy praat nie, ons het nie 'n skaap gehoor, en die volgende oomblik hier hoor ons weer hierdie geblær. Hy sê, hoor julle dit? Ons sê, ons hoor. En almal van ons klim af. Ons klim deur die draad van hierdie heining, of die heining van hierdie kampe, waarin is groot kampe, en dit is groot plase, 30.000 hektaar.
Ons loop so eind af en die skapie sien dat hier kom mense aan en hy begin aan mekaar blaar en aan mekaar blaar en aan mekaar blaar en het raak maklik om hom te kry en uiteindelik storm ons almal na hom toe af en toe ons daar by hom kom, toe staan hierdie ou klein lammetjie, net so klein lammetjies van hier as so ou klein lammetjie, sit hy by sy ma en sy ma het gesterwe al 'n paar dae gelede, want die wurms is besig om haar te verteer, maar hierdie klein skapie het die trop verloor en hy sit daar en hy wag en hy roep en hy sien 'n kar aankom en hy roep en hierdie herder van hierdie skape hoor hierdie geroep van hierdie klein skapiekind van die Here. Hy hoor jou roep. Hy hoor jou stem. Dit maak nie saak waar jy is nie. Dit maak nie saak hoe besig die wêreld om jou is nie. Jy kan iewerster sit, jy kan iewerster staan, jy kan op jou alleen wees, jy kan in jou binnekamer wees, jy kan tussen duisende mense wees, jy kan op 'n troue sit, jy kan op 'n begrafnis wees. Dit maak nie saak, jy kan binne in die kerk kom sit. Ek wil vir jou sê, hy ken jou roep. Hy sien jou moegheid. En hy verstaan dit wat hierdie wêreld aan jou doen, kind van die Here. Miskien is hier vanmôre iemand vir wie die laste van hierdie lewe te swaar geword het. Jy kan dit nie meer dra nie. Jy weet nie meer om daarin te oorleef nie. Jy voel daar is nie 'n uitkoms nie. Jy het nie hoop vir môre nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar is 'n plek van rus en daar is 'n plek van vrede. 'n Plek waar jy jou vrese sal kan oorwin en plek waar jou vrese stil sal word in jou gedagte en jou siel se rus sal vind. Ek sit in hierdie week met 'n vrou wat deur 'n baie moeilike tyd gekom het. Ondenkbare dinge gebeur. En ek sien op die PMSI profiel wat ek gedoen het op haar emosies en ek sien hierso is die bang prentjies getrigger, is baie hoog maar ek sê dit nie vir haar, ek bly stil, ek sê vir haar, hoekom voel jy soos dat ek nou met jou gepraat het oor hierdie goed en die eerste woord wat uitkom en sê ek is bang. Bang vir môre. Hoe gaan ek oorleef? Hoe gaan ek hierdie pyn hanteer? Hoe gaan ek dit verwerk wat in my lewe gebeur het? Hoe? Ek het nie antwoorde vir alles nie. Al wat ek in my lewe weet, toe dit met my moeilik gegaan het in my kinderdae, het ek hoeveel keer my deur toegemaak en al wat ek gedoen het is, ek het op God gehoop. Ek het na hom toe gegaan en vir hom gesê, Here, hier is ek. Ek het nie antwoorde nie, maar help U my. En daardie plek, wat is hierdie plek van rus? Wat is hierdie plek van vrede? Dit is geen ander plek as die teenwoordigheid van die Here nie, mense. Daar is nie 'n ander plek waar jy rus sal vind as in sy teenwoordigheid nie. Soos jy vanmôre nie so lekker voel nie, as jy vanmôre voel, hoorie, ek is moeg, ek is afgemat, wil ek vanmôre vir jou sê, maar pastoor, ek kan nie bid nie, ek weet nie om te bid nie. Weet jy hoef eintlik niks te sê nie. Jy hoef niks te sê nie. Jy moet net die tyd uitkoop en sê, Here, hier is ek. Kan jy sê, hier is ek? Kom aan, kan jy dit sê, Here, hier is ek? Dis jou gebed. Ek weet nie reg wat om te bid nie. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie omstandighede, maar hier is ek, Here. Help my. Help my in hierdie situasie. Help my met hierdie gedagtes. Help my in hierdie omstandighede. Here, ek kom na U toe, want ek weet, in U teenwoordigheid sal ek die lig sien. Help my, Here. Sy teenwoordigheid is die plek van rus. Hoor as Jeremia 31 vers 25. Want ek, God, sê ek, verkoop die vermoeide siel en elke kwynende siel versadig ek. So wie gaan jou versadig? God sal. Wie gaan die kwynende siel help? God sal. Wie gaan die vermoeide mens bystaan? God sê, ek sal. Dit maak nie saak waar jy gaan nie. Dit maak nie saak hoe alleen jy is nie. Dit maak nie saak wat vir jou oorgebly het, hoe jou oë dit sien, hoe jou ore dit hoor, hoe jou denke dit bepaal nie. Wat jy vanmôre moet verstaan is, God sê, ek is daar vir jou. Ek wil jou help. Hoor as jy vers 26 van Jeremia 31. Hierop
Want ek verkook die vermoeide siel en elke kwynende siel versadig ek, vers 25, vers 26, hierop het ek wakker geword. Dit was 'n droom wat Jeremia gehad het. Hy het wakker geskrik in sy gees om iets te verstaan. Hierop het ek wakker geword en opgekyk en my slaap was vir my soet. Hierop, op wat? Toe hy hoor, want ek verkook die vermoeide siel en elke kwynende siel versadig ek. Toe skrik hy wakker, toe kyk hy op. En hy skrik wakker en sy siel is verkook. Wat sê hierdie skrif vir ons? Rus vir ons siele kom wanneer ek en jy ons oë van alles om ons begin wegdraai, van die dinge om ons begin wegvat en begin opkyk na God, man. Want die wêreld om jou is woelig, die wêreld om jou is onstuimig, die wêreld om jou wil jou vertrap, die wêreld om jou wil jou seermaak, die wêreld om jou wil jou vernietig. Maar kyk op, kyk op. Kyk op vanmôre soos Jeremia, sodat jou siel verkook kan word, want dit is hy wat roep, en in Matteus 11 vers 28 staan, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Wie kan vanmôre na die Here toe gaan? Ek hoor nie. Almal. Almal beteken enige een. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en wie gaan jou rus gee? Jou baas? Jou geld, jou bankrekening? Jou werk, jou geleerdheid? Jou mooi kar, jou mooi huis? Nee, ek sal jou rus gee. So kind van die Here, luister mooi. Ek lees gister 'n artikel van 'n oom in Amerika. 'n Bejaarde man, hy's diep in die 60, hy's net 70 geraak. Hoe sy seun 30 word en hierdie man was sterk in besigheid, maar hy het nie meer in sy ou dag 'n regtige portefeulje oor nie. Hy ry met 'n ou kar en hy het nie meer geld om baie duur geskenke te koop nie, maar hy het hierdie duur huis wat hy gekoop het toe hy 'n groot kontrak gedoen het en sy kinders bly daar en hy het altyd vir hulle gesê dis julle huis, maar die huis is op sy naam. En hierdie kind en sy vrou het hom soos 'n hond behandel. Hy wou eintlik ontslaa raak van hom en hy bring die dag op sy 30ste verjaarsdag vir hom 'n oorlosie van sy pa wat hy laat regmaak het en dit mooi verpak het en mooi skoon gemaak het en hy gee dit vir hom en die kind vat die oorlosie en hy gooi dit daar eenkant neer en na 'n rukkie toe bars daar letterlike argument uit en hierdie seun slaan hierdie man 21 houe met die vuis in die gesig. Hy sê en toe die 21ste hou val, toe sluit my gees af van hierdie kind en ek is klaar met hom. Hy sê die volgende môre toe gaan ek prokureur toe en ek sê vir hulle ek wil hierdie huis verkoop en hulle sit met 'n kontantkoper en hy verkoop daai huis wat die kinders gedink het op hulle naam is, verkoop hy in een oomblik onder hulle uit sodat hulle niks het om op terug te val nie, sodat hulle ook hierdie lewe kan leer ken. Kind van die Here, ek wil vanmôre hê jy moet verstaan, die lewe kan snaakse draaie met ons loop. Hierdie wêreld is vol dinge en ek en jy is binne in hierdie wêreld vasgevang en God kom vanmôre en hy sê vir my en vir jou, hoor hierso, draai bietjie jou oë af, kyk so bietjie weg van alles om jou en begin opkyk na my toe. Want dit is hy wat roep en hy sê, as jy vermoeid en belas is, kom na my. Hoekom? Want ek sal, nie moontlik nie, ek sal jou rus. Dis 'n belofte. Hoor God se belofte aan Israel, nadat hy in ballingskap sou gaan. Jeremia 31, kyk, daar spreek die Here dat ek die huis van Israel en die huis van Juda sal besaai met saad van mense en van diere, en soos ek oor hulle wakker was om uit te ruk en om te gooi en te verwoes en skade aan te doen, so sal ek oor hulle wakker wees om te bou en te plant, spreek die Here. Wat gebeur hier? In hierdie geval as gevolg van hulle afvalligheid gaan hulle in 'n absolute ballingskap.
So as gevolg van hulle onvermoë om God lief te hê, om na God toe te keer, stuur God hulle in 'n ballingskap. Maar dan maak God 'n belofte dat hy sal nog steeds vir hulle lief bly wees en hy gaan hulle terugbring op 'n tyd wanneer hulle gaan agterkom, ons het U verlaat. In Job se geval maak Job nie droog nie. Job, sê die Bybel, hy was die mees regverdigste man van almal. En die Bybel sê hy was die rykste man in die hele ooste. Hoekom gebeur alles met Job wat met hom gebeur? Want God het 'n plan met Job gehad. Job het God in sy volheid gedien op hoorsê. En God het gesê, dis nie vir my genoeg dat hy my ken op hoorsê nie. Gaan hoofstuk 36. Ek wil hy moet my leer ken van aangesig tot aangesig. Partykeer gaan jy deur moeilike dinge, hoekom? Want God wil jou lig van een tafel na 'n onbeperkte, van een ruimte tot 'n onbeperkte ruimte. Hy wil jou vat van een tafel wat hieronder gedek is, tot 'n tafel wat daar bo die hemel vir jou gedek is. En om jou daar te kry, sit hy jou in 'n drukgang. Want dan hoor jy sy stem, want hy sê, deur die mond van die nood het God my ore geopen. So dikwels gaan ons deur hierdie moeilike goed, hoekom? Want God wil jou ore open. Hy wil jou lig, kind van die Here, van daai lae plek. En Job het hom voluit gedien. Hy was regverdig. Hy het alles gegee vir God. Maar die Here sê, dis wonderlik. As niemand soos hy nie. Maar ek wil nie hy moet daar wees nie. Ek wil hy moet my ken van aangesig tot aangesig. En dan roep hy aan die einde uit. Hy sê, nou sal ek my mond stil hou en ek sal ophou redeneer, Here, want nou het ek U gesien van aangesig tot aangesig. Ek het U leer ken. Maar Israel gaan in ballingskap omdat hulle God ken het en hom nie meer wou ken nie. En dan sê die Here, ek gaan hulle terugbring. Hy het toegelaat dat Israel se lewe ontwrig word omdat hulle van hom weggedraai het. Maar daar sal 'n tyd aanbreek, sê die Here, wanneer hy hulle weer sal opbou, wanneer hy hulle weer sal terugbring, wanneer hy weer met hulle in ontmoeting sal staan. Wat sê God vir jou hiermee? Jy gaan nou deur 'n moeilike tyd. Ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, dit is tydelik. Het jy gehoor dat ek sê, dis tydelik. Dit sal nie al bly nie. Dit gaan weer beter word. Dit sal weer beter word. En hoe gouer jy opkyk na God toe, hoe gouer jy gaan oorgee na die Here toe, hoe korter gaan 'n interval wees. So reik uit na God toe. God is die enigste antwoord vir 'n vermoeide siel. Hy is wakker om jou te help. Hy staan gereed om jou in sy rus in te lei, maar hy wag totdat jy begin opkyk. En die oomblik as jy opkyk, weet jy dat jy weet, God gaan jou help. Jy moet hierdie waarheid vandag, mooi hoor kind van die Here, jy moet hierdie waarheid vandag onthou. Jy stap nie deur hierdie lewe alleen nie. Jy stap nie deur hierdie lewe alleen nie. Die Here sê, ek self is jou herder. Nou julle, wie sal met volle vertroue agter Jesus loop? Kom aan. Hy sê, ek is jou herder. Ek is jou herder. Wat sê die Here as hy dit sê? Dawid skryf vir die lied, die Here is my herder. Psalm 23, nadat hy self deur baie moeilike tye in sy lewe gegaan het. Toe alles in sy lewe deur mekaar was. Toe niks vir hom sin gemaak het en gelyk het of niks ooit gaan uitwerk nie. Toe hy nie self die uitkoms kon sien nie. Wat doen hy? Hy wend hom tot God. Hy kyk op en hy vind uit, die Here is die een wat my herder is. Hy lei my. Hy loop met my 'n pad. Hy vat my waar hy my wil hê. God is jou herder. Hy ken jou stryd. Hy ken jou vrese, hy ken jou behoefte. Maar weet jy wat? Hy loop voor jou uit. Want dis wat die herders in die Bybelse tyd gedoen het. Hulle het voor die skape geloop, want die skape ken die stem van die herder en hulle luister na die herder en hulle volg waar die herder lei. In vers 1b staan, niks sal my ontbreek nie. Al voel jy vandag hoe gebroken, al voel jy vandag hoe verslaan, al sukkel jy vandag hoe finansiëel,
Al het jy vandag fisies of emosioneel of geestelik 'n behoefte, al voel jou liggaam vanmôre siek. God sê, as jy opkyk na hom, sal niks, sê bietjie niks, jou ontbreek nie. Wat is niks? Wat bedoel hy met niks sal jou ontbreek nie? Jy behoort nie, jy gaan nie, jy sal nie 'n behoefte hê nie. Maar waar begin dit? By hom, by hom. Want sy teenwoordigheid en sy voorsiening en sy heling, innerlik, geestelik en emosioneel, is genoeg vir ons. Groen weivelde dui op die beste voeding, hoor wat sê hy. Hy laat jou neerlê in groen weivelde, na waters, waar? Wat is? Rus is. Na waters waar rus is, lei hy jou heen. Groen weivelde sê vanmôre, dis die beste weiding vir skape. God sal jou op 'n plek bring waar hy die honger van jou siel sal versadig. Maar hier's 'n balans tussen twee elemente. Hier's 'n balans tussen die weivelde, die groen weivelde en die waters van rus. So wat beteken hierdie balans? Hy sal jou neerlê in groen weivelde. Die Afrikaanse Nuwe Vertaling sê dit mooi. Hy sê, hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. So met ander woorde, wat wil God met ons doen? Hy wil jou op 'n plek bring waar jy kan rus. Hy wil jou op 'n plek bring waar jy innerlike vrede sal hê in jou lewe, in hierdie wete. Dit maak nie saak wat met jou gebeur en wat om jou gebeur nie. Hy is naby jou. Dis wat jy moet verstaan. Die oomblik wanneer 'n vermoeide mens begin opkyk na God, begin innerlike vrede inkom en die mens vind rus vir sy siel, omdat God genoeg is vir al jou probleme en al jou behoeftes. Hoor dit sê vers 3. Hy verkoop my siel en hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Hierdie heling is vir almal beskore, maar net die wat hulle tot God sal wend, sal dit deel van hulle lewe maak. Net die. Hierdie heling is vir almal. Dis vir jou, dis vir my, vir elke ander mens. Maar as jy dit nie aanneem in geloof nie, gaan dit vir jou niks beteken nie. Hoor wat sê Here, Jesaja 28 vers 12. Hy wat aan hulle gesê het, dit is die rus, dit is die rus, dit is die rus. Hy wat aan hulle gesê het, hier's die rus, dit is die rus. Hy wat aan hulle gesê het, hy maak dit bekend. Hy sê vir Israel, dit is die rus. Maar hoor wat sê die res van hierdie vers. Dit is die rus. Gee rus aan die vermoeide en dit is verkwikking. Maar hulle wou nie luister nie. So daar is rus, daar is verkwikking, maar hulle mis dit. Hoekom mis hulle dit? Omdat hulle nie wil luister nie. Julle hardkoppigheid gaan jou nêrens bring nie. Eie ek gaan jou nêrens bring nie. So God sê Israel is in hierdie moeilikheid. Hulle het nie rus vir hulle siel nie, hulle het nie vrede in hulle land nie. Hoekom nie? Want hulle luister nie na wat ek sê nie. En jy moet luister en jy moet doen wat God vir jou sê. Dit is die rus. Gee rus aan die vermoeides, maar hulle wou nie luister. Die vers 11 gee die antwoord. Hy sal deur lippe wat hakkel. En dit is 'n baie interessante kombinasie wat die Here hier bring. Hy sal deur 'n lippe wat hakkel en deur 'n vreemde tong met hierdie volk spreek. Nou hier's twee betekenisse. Wanneer hulle in 'n vreemde land weggevoer word, sal hulle met 'n vreemde taal aangespreek word, soos in Babylon, soos onder die Medes en Perse, soos onder Griekeland. Hulle sal dit ervaar, maar hier's 'n ander dieper betekenis wat Paulus uitlig.
Hoor dit sê in vers 11, hy sal deur lippe wat hakkel en deur 'n vreemde tong met hierdie volk spreek. Met al hulle ongehoorsaamheid sal maak, dat hulle 'n taal kry wat oor hulle gaan regeer, wat hulle nie gaan verstaan nie. Maar hoor wat sê Paulus oor hierdie skrif. Hier's 'n direkte verwysing na die uitstorting van die Heilige Gees, kind van die Here. Paulus gebruik hierdie skrif in sy lering oor tale en die uitleg van tale. In 1 Korintiërs 14 vers 21, en ek het hom nou nie uitgeskryf, jy kan dit gaan lees. Hy sê, het God nie gesê, hy sal met 'n hakkelende tong en lippe moet hulle praat nie, en dan verwys hy na tale en die uitleg. Waarna verwys hy? Hy verwys na die dag van Pinkster. Hoekom daarna toe? Wat sê Paulus vir ons hiermee? Die oomblik toe die Heilige Gees op 120 mense, wat gewas is in Jesus se bloed, en wat besig was om in eendragtigheid saam te bid vir die belofte van die Heilige Gees, het die Heilige Gees oor hulle gekom met vuur en met vreemde tale en allerhande tale, en mense was by mekaar en hulle hoor hierdie woord, hulle hoor hierdie woord van bekering, hulle hoor hierdie oproep van God om hulle te bekeer. Maar wat is die konteks hier? Duisende mense woon die fees by van die eerste oes. 50 dae na die opstanding uit die dode. Op die 50ste dag het die priester 'n duif losgelaat daar van die tempel af as 'n teken van die Heilige Gees. En hier is 120 ouens wat wag op die belofte dat hulle krag sal ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom. En al wat hulle kan doen is hulle bid. Hulle is in die eendragtigheid by mekaar. Duisende siele was vir die fees by mekaar. En dit was die fees van die eersteling van die oes. Die stad en die tempel was vol mense. En almal sien en hoor wat gebeur. Tog is daar twee groepe mense. Die wat spot en sê, hulle is dronk. Maar dan is daar 3000 mense uit hierdie 3000 mense, wat sien, en wat doen hulle? Hulle staan nader, en hulle vra vir Petrus en die ander 11 apostels. Wat moet ons doen, broeders, as ons ook hier die Heilige Gees wat ons hier sien werk? Wat moet ons doen as ons ook hier die Gees in ons wil hê? Dan staan Petrus op en hy sê, bekeer julle. Die tweede een is, laat elke een van julle, nie net hy nie, elke een van julle gedoop word. Hoe? In die naam van Jesus Christus. Hoekom? Tot vergifnis van jou sonde. En wat is die effek? En dan sal jy die Heilige Gees ontvang. En daardie oomblikke spreek daardie 120 mense in hakkelende taal, in 'n taal wat hulle self nie ken nie, onder die bonatuurlike krag van God, moet al hierdie mense van 'n bo vertrek af, en almal sien die vier tonge, en almal hoor hierdie fenomeen, maar net 3000 uit al daardie mense reageer, en staan nader en sê, ek wil hierdie rus hê. Die ander wys dit weg. Ek wil afsluit. In Hebreërs 4 vers 13 staan, en daar is geen skepsel onsigbaar voor God nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van die Here, van hom met wie ons te doen het. Jou dade, jou woorde, jou optrede, jou heiligheid, is voor God oop en bloot. Ek wil hê jy moet verstaan, kind van die Here. As God na jou kyk, wat sien hy? Wat ervaar hy? Is hy eerste? Of is hy tweede of derde, dalk laaste in jou lewe? Hy kyk, niks is vir hom verborge nie. En daar is geen skepsel onsigbaar vir hom, in vers 11. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. Vers 10.
Want wie in Christus se rus ingaan, rus ook self van sy werke, net soos God van syne. As jy Jesus aanneem, gaan jy in die perfekte en volmaakte rus in. En het jy nie 'n fisiese dag nodig, die kind van die Here, maar rus jy elke keer wanneer jy in sy direkte teenwoordigheid instap, om sy naam groot te maak. Vers 3 sê, en dis ons skrif van oordenking, want ons wat geglo het, gaan die rus in. Soos hy gesê, daarom het ek in my toren gesweer, hulle die ongelowige, die ongeredde, die spotters, sal in my rus nie ingaan nie. Jy sal nooit jou omstandighede, die vermoeidheid van jou gees en jou siel en jou liggaam kan oorwin, as jy nie eers stil word en begin opkyk en vir God sê, Here, hier is ek nie. Dit kan nie. Want hoekom? Hy soek 'n siel wat honger is. Dis hoekom hy verlede week 'n persoon uitgehaal het en gesê het, gaan soontoe, want ek gaan vandag met jou ontmoet. Miskien is hier vanmôre nog iemand wat sê, Here, daar's baie dinge wat ek nie weet en verstaan nie. Ek voel moeg, vermoeid, belas. Ek het nie antwoorde vir alles om my nie. Maar ek weet vandag een ding. God is my herder. En hy sal my rus gee. Ek gaan gereed maak vir die doopdiens. Pastor Antoni, jy gaan vir my daar deurstap. Elise, waar is Elise? Elise, jy gaan vir my daai kant deurstap. Maar ek gaan vra dat, voordat julle kom, luister net vir my mooi. Miskien is daar iemand vanmôre hier, wat gebed nodig het. Ek het vanmôre vir die pastore gesê, ek gaan agtertoe, so as iemand wil vorentoe kom en hulle het gebed nodig vanmôre, wat rus vir jou siel nodig het. Vergeet die ou langs jou. Hy kan jou nie rus gee nie. Terwyl ons gereed gaan maak om vir hierdie mense wat geluister het, om hulle te doop in Jesus naam, wil ek vir jou 'n geleentheid gee om vorentoe te kom terwyl ek 'n lied gaan speel. En as jy vanmôre in jou in die bank bly sit, luister die woorde van daai lied. Want die Here het my hierdie skrif gegee 2 of 3 weke gelede al. Maar in hierdie week het hy vir my hierdie lied gegee deur 'n gebroke vrou wat ek oor die afgelope tyd bygestaan het. Wat deur moeilike tye ook in haar lewe gaan. En die Here het haar uitgelig en opgetel. Sy stuur vir my hierdie lied en ek luister na hierdie lied en ek weet dat ek weet. God wil vanmôre met iemand praat. Nie net deur hierdie woord nie, maar ook deur hierdie lied. So ek gaan klaarmaak en ek gaan vir jou vra, as jy voel in hierdie lied enige tyd jy wil vorentoe kom, dan kom jy vir my vorentoe. Pastor Marius, hulle is hier, Pastor Dirk. Hulle gaan vir julle bid en net saam met julle bid in Jesus se naam. Vader, ek wil vra in hierdie oomblikke dat U nou die hart en die gedagte sal vasgryp. En dat U net U doel vanmôre met hierdie woord sal bereik, Here. En ook in hierdie lied wat ons nou gaan hoor. In Jesus se naam. En ek dank U daarvoor, Vader. Amen. Prys die Here, baie, baie dankie. Sit maar daai lied op asseblief, julle hoor.
begins to feel heavy. But there is a place of peace. A place where fear becomes quiet. And the soul can finally rest. That place is in the presence of God. Today, remember this truth. You are not walking alone. The Lord Himself is your shepherd. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He leads me to green pastures where my soul can breathe again. Beside quiet waters, He guides me, and the noise of the world fades away. He restores my soul with gentle mercy and fills my heart with peace. You are my shepherd, Lord, the one who leads my life. Even when I lose my way, your love brings me home. You are my shelter, Lord, my comfort in the night. In your presence I find rest. In your presence I find life. He leads me in paths of righteousness for the glory of His holy name. And even when I walk through dark valleys, I will not be afraid. For He walks beside me. His rod and His staff protect my path. In the shadow of fear, His presence becomes my courage. You are my shepherd, Lord, the one who guides my heart. Even when the valley is deep, you light the darkest path. You are my shelter, Lord, my strength when I am weak. Ready for the song? Go through in the ladies. Dat die Here Jesus Christus jou God en zalig gemaakt is. Word jy deur die oor. Saam met Christus begrawe en bevestig. Word saam met hom begrawe en gered
kom in die oomblikke voor die troon, byna ons die lees van die begrawe, ons Romeine die 6de hoofstuk verklaar, saam met Christus sal sy hier opstaan en nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, God sê ek maak alles nie. Daarom vra ek Here dat U lees met die hand sal vat en vra dat God van naby sal wees, dat U Here haar herder sal wees, en dat U haar sal verkoop, en dat U Here met haar pad sal doen. Baie dankie vir haar gehoorsaamheid ook vanmôre, Here. Sal U haar seën en genade en krag en sterkte gee. En ek bid dat U Here ook deur die krag van die Heilige Gees op haar sal kom en U heerlikheid in haar sal openbaar, sodat sy ook disippels kan gaan maak, soos die Here se opdrag aan ons is. Seën haar, is my gebed in Jesus se naam. Amen. En dis op jou vandag, in die naam van Jesus Christus, door die afwassing en vergifnis van jou sonde, in Jesus naam. Wat 'n wonderlike voorreg. Hierdie man praat Afrikaans en Engels en so dis lekker om te hoor. Prys die Here. Ek sit in hierdie kaste en as daar iets stap en sien ek hoe die Here se gees hom vasgryp en elke keer ons sê, "Jo, vandag het hierdie paradigm, ek het nooit die woord paradigm geken nie, soos ons dit ken. Sê hierdie blok van my het vandag geskryf." So dank die Here daarvoor. Ons bid saam. Vader, ek wil vra dat U ons Tony sal ryklik seën. Baie dankie dat hy hierdie dag kom om ook sy ou mens, Here, af te lê. Here, hy het goed gewerk in sy lewe deur. Here, die dag toe ons hier uitstap, nadat ons die doop hanteer het en nie te dop, hoe sê hy vir my, jy moet my doop. Jy moet my doop in Jesus naam. Trust. Here, ek wil vandag vra dat U in die genade sal, dat U hom sal vat van krag tot krag, dat U sy mond sal oopmaak om met mense te deel, dat U hom vol sal maak met die krag en die gees van die Here, dat U op hom sal rus. Here, ek wil bid dat U teenwoordigheid so vir hom sal uitgiet ander mense. Daarom dank ek U dat hy vandag gehoorsaamheid gekom het, dit te doen wat hy Antoni Chauke, op jou geloof en belydenis dat Here Jesus jou God en salig word jy deur die doop saam met Christus begrawe, opgewek en bekleed. Daarom roep ek jou tot die afwassing en die vergifnis van jou sonde in die naam van die Here Jesus. Maar nie gekookte water nie, maar die spoel die Here dit warm. As iemand is wat die doop wil weet, kan julle maar net praat en net so tot hulle van die visie, die nasie, hier, in die 55. Daar sy, nou is dit my beurt. Okay, so my tema vir vandag, kom ons staan saam en sluit ons net af en sê vir die Here dankie vir dit wat hy gedoen het. My God en Hemelse Vader, ons loof U en prys U vir hierdie wonderlike geloofsstap wat hierdie mense geneem het, my Vader, en ek vra dat U hulle bonatuurlik sal seën, Here, en dat van vandag af vorentoe dat hulle net in die voetstappe sal beweeg, my Vader. Dankie vir wat U vir ons beteken. Dankie vir hierdie diens vandag, my Vader. Dankie dat U ons geseën het. Vra die woord wat uitgegaan het, my Vader, dat U dit tot ons sal
instig, my Vader, en dat ons dit sal gebruik, en nie net hoorders is nie, maar doeners sal wees van die woord. En ek dank U, my Vader, vir die saadjie wat geplant is, vra dat U dit sal nat maak, en dat dit sal groei, my Vader, en dat ons iets sal beteken vir U koninkryk. Dank U, my Vader, dat ons U koninkryk het en U geregtigheid, en ons vra dat ons daarna sal strewe. Here, ek vra waar ons nou vandag, en dat U saam met ons sal wees in hierdie week, en dat U net met ons sal wees met al die besluite wat ons neem en alles wat ons doen. Hou ons veilig, my Vader, wees saam met ons, en ons dank U in die naam van Jesus. Amen.